Ek groet u in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons gaan 'n lied doen voordat ons by die woord kom en ons gaan 'n bekende wysie neem en ons het mooi gospelwoorde daarby gesit. Kyk of jy kan raai watter lied doen ons. In my hart is daar 'n droom. Dis presies wat koning Jesus wil. O, ek geloof sy heerlike naam. Elke dag ontvang ek sy krag, as ek s'morgens vroeg opwag. O, ek geloof sy heerlike naam. Ek sê ja, 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 Jesus is koning. Ek sê ja, 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 my hart is sy koning. As hy kom om my te hou. O, ek roep sy naam, die prys is betaal. Hy roep my sy getuie te wees. Hy vul my met sy heilige gees. O, ek geloof sy heerlike naam. Ek kom aarde, kan my nie keer. Sy krag in my laat my voeding probeer. O, ek geloof sy heerlike naam. Ek sê ja, 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 Jesus is koning. Ek sê ja, 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 my hart is sy koning. As hy kom om my te hou. O, ek geloof sy naam, die prys is betaal. Hy roep jou na sy heilige weg, maak jou lewe goed onreg. O, kom loof sy heerlike naam. Hy wil ook in jou hart kom woon, as jy hom as koning sal kroon. O, kom loof sy heerlike naam. Ons sê ja, 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 Jesus is koning. Ons sê ja, 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 ons hart is sy koning. As hy kom om ons te hou. O, ons roep sy naam, die prys is betaal. Ons sê ja, 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 Jesus is koning. Ons sê ja, 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 ons hart is sy koning. As hy kom om ons te hou. O, ons roep sy naam, die prys is betaal. Kom ons blaai na die woord van die Here, Matteus 25, en ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Die opskrif is gelykenis van die 5 verstandige en die 5 onverstandige maagde. Ek noem vir die Matteus 25 en ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot vers 13. Dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ek is tot in my siel ontstel oor die toestand van mense wat nie reg en gereed is, wanneer Jesus op wolke verskyn. Mense leef asof daar nie 'n God is nie. En mense leef asof die Bybel nie bestaan nie. En mense leef asof daar nie 'n wederkoms gaan wees, asof daar nie 'n afrekeningsdag gaan wees, asof daar nie 'n oordeel gaan wees nie. Die Here God het hierdie woord vir ons gegee, en hierin moet ons onsself skool, om die volle waarheid en die prentjie wat kom vir ons self te kry. Hierdie 10 maagde stel vir ons voor die kerk van die Here, vandat hy verlaat het, en totdat Jesus weer gaan kom. En ek wil dit basies in 2 dele verdeel, en ek wil praat oor die maagde, al die maagde, wat so mooi begin het. Die skrif maak geen onderskeid ten opsigte van hierdie 10 maagde nie. Die Bybel sê nie dat sommige was sleg, en sommige was mooi, en sommige was dwaas van die begin af nie. Nie almal begin so mooi en so gelyk. Dis soos 2 Korintiërs 11 vers 2 sê, ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Dis waar elkeen begin, wat sy hart vir die Here begeer. Hy begin as ware as 'n reine maagd, staan hy teenoor Christus Jesus. Die dag dat ek en u gered word, is ons bestem vir die hemel, is ons bestem vir wanneer Jesus op wolke verskyn. Daar is nie 'n onderskeid dat die dag wanneer jy gered word, dat die Here sê, jy vir die wegraping, jy vir die groot verdrukking. Jy vir die wegraping, jy vir die groot verdrukking. Nee, verseker nie. Vers 1 sê dat hulle het uitgegaan met hulle lampe, presies waartoe die Here Jesus ons geroep het. Laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel verheerlik kan word. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Dis hoe ons as kinders van God in die koninkryk ingebore word. En ons kan aanneem, hulle lampies was vol. En op daardie tydstip het hulle geskyn soos ligte in die wêreld, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, wakend en bidend die bruidegom te wagte. Dis immers waarvoor hulle uitgegaan het, om die bruidegom te ontmoet. En ons kan sê, op daardie stadium, wanneer mense so gered word, as 'n reine maagd aan God voorgestel word, is hulle die modelkerk. Elkeen wat regtig weergebore word, sy hart is aan die brand, is oorweldig met die liefde wat God in Christus Jesus vir hulle het. Want dan tweedens wil ek praat oor die foute van die maagde. Nommer 1 wil ek sê, 5 het dwaas geword. Nou dit staan nie so direk hier in die woord van die Here nie, maar ek wil hierdie afleidingkie maak, dat daar is 'n groot gaping tussen Matteus 25 vers 1 en vers 2. Net soos wat ek meen daar 'n gaping is tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Niemand van God se kinders word 'n dwaas gebore nie. Almal is bestem om weggeneem te word. Reine maagd, deel van die liggaam van Christus. Wat is 'n dwaas? 'n Dwaas is iemand wat nie teregwysinge en raadgewinge te harte wil neem nie. Luister nie wanneer daar met hom gepraat word nie. So ons kan sê, nadat hulle met die waarheid beginne, het hulle oor afgewend het tot die fabel. Fabel is storieetjies. Hulle 'n menigte van leraars versamel het, om hulle in hulle gehoor te streel, die oor afgewend het, om die ware boodskap van die dag te hoor. Ons sit in 'n dag waar mense graag wil al die maklike boodskappe hoor, die lekker voel boodskappe,
Daar waar die lekker voel boodskappe gepreek word, daarheen stroom mense, maar in werklikheid word hulle aan die slaap gesus. Dis 'n dwaasheid om jou hand aan die ploeg te slaan en dan agtertoe te kyk, bedoelende om dan terug te sak in die geestelike lewe, op te hou om die Here te volg. Dis 'n dwaasheid om sommer te begin sonder om die koste te bereken. Tweede fout van die maagde. Die dwaase maagde het nie genoeg olie saamgeneem nie. Alles het brandstof nodig om te beweeg. 'n Motor wat ry het brandstof nodig en dit is onmiddellik nodig om te kyk hoeveel brandstof is in jou motor voordat jy 'n afstand aandurf na 'n volgende dorp. As ons hier opry van die Kaapse kant af na Johannesburg toe, dan moet ek kort kyk waar staan die petrolnaald, sal ek dit maak tot by die volgende dorp, en dit is dwaasheid om nie genoeg brandstof in te sit wanneer ek 'n volgende dorp moet haal. En daarom is dit so belangrik dat 'n mens sal kyk ook in die geestelike lewe. En hierdie 5 dwaase maagde het jou waarlik die pad hemel toe aangedurf, sonder om na die geestelike petrolnaald te kyk. Elke plekkie van geestelike saamkoms is 'n plek waar daar geestelike petrol aanvulling is. Elke keer wanneer jy in die binnekamer met God ontmoet, is dit 'n plek waar jy kan geestelik herlaai. En ek dink by myself, wanneer ek maar sommer hier so deur die huis beweeg, en waar ek beweeg, en in die straat, en in die motorkar, wanneer ek sommer met die Here opkoppel, en ek prewele 'n gebedjie, en ek prys die Here, en ek sing 'n lied vir die koning, is deel daarvan om my geestelike petroltenke vol te maak en vol te hou. En dis een van die beste gewoontes wat ons kan doen, om voortdurend opgekoppel te wees met die Here, om hom te prys en om te aanbid, en die dinge te bedink wat daarbo is. En ek wil vir u vra, sal u tog in hierdie oomblikke voorraadopname maak van jou geestelike brandstof en kyk waar staan die geestelike petrolnaald. Dit is so belangrik dat jy sal weet wat is jou stand in Christus, waar jy staan, is daar nog voorraad oor. 'n Derde slegte ding van die maagde is, almal het vaak geword. Vers 5 sê, en terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword. Dis die tydvak waarin die kerk haar tans bevind. En ek wil sê, terwyl die bruidegom talm, is dit die gevaarlikste tyd. Ons probleem is, ons kan nie wag nie. En wanneer ons nie kan wag nie, raak ons in allerlei verkeerde dinge betrokke. Die apostels het reeds in die dag van die Bybel se skrywe gewaarsku dat die kerk sal moet aanhou wag, volhardend wag, geduldig wag. Jakobus 5 vers 7, jy kan saam met my blaai, na Jakobus 5 vers 7. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouers wag op die kostelike vrug van die aarde, en het geduld daarmee. Julle moet ook geduldig wees, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. En ek sê altyd, as die Bybelskrywers dit in daardie dag al gesê, hoe naby moet die koms van die Here dan nie nou wees nie. En een van die beste dinge wat ek vir mense kan sê, en die beste dinge wat ons kan aanleer, is om volhardend te wag. Jy weet, dis een ding om die Here Jesus Christus aan te neem, maar om te kan wag tot daardie dag dat hy op wolke verskyn, is heeltemal iets anders. 'n vierde fout. Almal het ook aan die slaap geraak. 'n slapende kind van God is nie 'n goeie ding nie. Dit is soos wat die Bybel sê, jy die gedaante van God saligheid, maar die krag daarvan verloor. 'n slapende kind van God is 'n biddelose mens. Sy oë is toe, hy sien nie, hy verstaan nie, hy sien nie waarheen is die wêreld op pad nie, hy sien nie hoe ver het die tyd reeds geloop nie, hy kan nie sonde raak sien nie, hy kan nie sien verlore siele, en dat hy moet betrokke raak. Hy sien nie die erns van die saak van mense wat hoegenaamd nie naby die Here is nie, en ongered is, sien nie sy ongeredde familie raak, dat hulle op die afgrond van die brandende put is nie. Mag die Here ons help, en my siel is ontsteld oor die toestand van mense, en dat die kerk slaap. Die Bybel sê, almal het geslaap. En die woord van die Here Jesus het waar geword.
Want Christus het in hierdie gelykenis dit voorspel en die kerk is inderdaad aan die slaap. Die wêreld in die kerk en die kerk in die wêreld, almal lyk en praat en doen eenvoudig dieselfde. Die Here Jesus het gesê dat sy koms sal plaasvind in 'n tydperk waar dit sal wees soos in die dae van Noag en van Lot, toe almal besig was om te eet en hulle afgestomp het en hulle gedrink het en gekoop het en verkoop het, geplant en gebou het en in die huwelik uitgegee het, totdat met eens die oordeele van God toegesak het, onverhoeds hulle oorval het. En daarom die 5 dwaase maagde, die toestand het van hulle self het hulle probeer wegsteek vir so lank, tot daardie oomblik, toe die bruidegom kom, toe word daar ontdek, dat hulle was nie gereed nie. En daar is 'n groot verskil tussen gered en gereed. En God help ons om daardie verskil te kan onderskei. Ek moet ook gereed wees, wanneer Christus op wolke verskyn. Vir 'n leeftyd leef hierdie dwaase maagde saam met die wyses. En ons lees in die woord van die Here dat hy praat van 2 sal op die land wees, 2 sal by die meelmaal, 2 sal op die bed lê, maar die een word aangeneem en die ander een word agtergelaat. So gaan die Here Jesus, wanneer hy kom as bruidegom, selekteer. En as ons dit moet toepas in die dag van vandag, dan beteken dit dat 2 mense leef intiem saam, man en vrou in die huwelik, intiem saam. Maar daardie dag wanneer Jesus op wolke verskyn, gaan daar 'n seleksie wees, dat die een word aangeneem en die ander word weggeneem. Dit kan beteken, as ek moet toepas in vandag se terme, 2 vriende, 2 geestelike vriende, broers en susters, hulle is so intiem saam, maar net die een is gereed en die ander ene is nog nie gereed nie. Die 5de en die ergste van die foute van die maagde is, die dwaase maagde was nie gereed nie. Wat 'n toneel, toe die geroep uitgaan om middernag, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet, chaos en pandemonium, almal vlieg op uit die slaap uit, gryp hier, gryp daar, probeer regmaak, en met eens kom die dwaase maagde agter, ons het nie genoeg olie nie. Hulle hardloop om te gaan olie koop, terwyl die bruidegom verbykom, en al die ander wyse maagde hom volg, om in die bruilofskamer in te gaan. En hierdie gedeelte bewys vir ons, en nou moet u mooi luister, daar is nie so iets om gereed te kom op daardie dag nie. Jy kan nie gereed maak op daardie dag nie. Ek en u moet nou gereed wees. Ek en u moet nou gereed maak. En ek vra vandag vir u, is u werklik gereed? Of sal u ook moet rondval en rondspring op daardie dag en agterkom? U die kanse verby laat gaan om gereed te kom. Want u weet, hulle sal aan daardie deur gaan klop en daar is nie oopgemaak nie. Ons het die ander dag, ek het moontlik al iewers dit vertel, die mooi opvoering gesien van hoe die Joodse troue plaasvind, dat wanneer die bruidegom en sy genooides en die maagde binne is, en die deur word gesluit, word daar die deur nie weer oopgemaak nie. Net soos in die dag van Noag is die deur gesluit, en al die gekap en al die geroep en al die gerammel aan daardie deur en al die verontwaardiging het niks gebaat nie. Die deur word nie weer oopgemaak nie. Ten slotte wil ek met u praat weer oor die gedagte van watter persentasie van die kerk gaan weggeraap word. Ek wil so graag hê mense moet dit snap en dit verstaan. Kom ons stel weer die kerk voor in 'n groot kring en sirkel en 'n koek en ons sê dis 100%. Almal wat vandag sê ek het my kerk, ek behoort aan 'n kerk, en 'n sensusopname sal sê ek behoort aan 'n kerk, ek is deel van die Christendom, ek het my geloof, ek het my predikant. Maar nou weet ons mos almal dat daardie 100% wat daar voorgee dat hulle is deel van die kerk, is verseker nie gered nie, is verseker nie deel van die maagde nie. So die groot vraag is nou, watter persentasie van hierdie 100% is werklik gered, is die ware kerk, is weergebore, kan sê, ons het 'n dag en 'n datum waarop ons harte vir die Here gegee het. En as ek praat van 'n dag en 'n datum, dan beteken nie net noodwendig dat jy kan onthou dit was die 5de April 1955 nie.
maar jy kan die geleentheid onthou. Jy weet van daardie situasie, daardie aand wat jy by jou bed gekniel het. As jy nie 'n datum het nie, is die beste, kry vir u 'n datum. Maar ek probeer net aantoon, dis belangrik dat u 'n oomblik sal hê wat jy jou hart vir Jesus gegee het. Wat 'n presentasie van die kerk, van hierdie 100%, het so bekering, 'n wedergeboorte, is gered, is waarlik met God versoen deur die bloed van Christus Jesus. Hulle het regverdigmaking deur die geloof in Christus Jesus ontvang. Kerkgroeikenners en kerkkenners en steekproewe sê vir ons net maar 'n skrale 5%. So ons moet so 'n dun skyf hier uitsny van hierdie koek en sê 5% is die ware kerk, is die 10 maagde van Matteus 25. En geliefdes, nou sal u snap dat ons met daardie 5% ook nog gaan halveer. Dit gee vir ons 2,5% sal gereed wees wanneer Jesus op wolke verskyn. Daar's 'n groot verskil tussen gered, maagd wees en gereed wees. Toe die bruidegom kom, kon slegs die wat gereed was ingaan. En dit skyn vir my te lyk volgens my persentasie en my berekening en my openbaring dat slegs 2,5% van die kerk sal gereed wees wanneer Jesus nou verskyn. Dit wil sê 97,5% sal agterbly van die groot kerk en jy kan self dink wat 'n groot persentasie is dit. En my vraag vandag aan jou is jy deel van die 2,5%? Het jy getuienis van wedergeboorte? Ek kom die ander dag by iemand, 'n kerkbroer, en hy sê iets pragtigs vir my. Hy sê ek het op hierdie stadium net 2 dinge waaroor ek bid en wat ek begeer. Nommer 1, en dit is dat Jesus tog sal kom. Die wêreld is boos, alles is deurmekaar, alles is sleg. Daar's weinig iets op hierdie aarde wat nog mooi en aangenaam is. En nommer 2 bid ek dat ek deel sal wees van hulle wat weggeneem gaan word, want voorwaar ek wil nie agterbly wanneer dinge nog slegter gaan wees en ons die groot verdrukking op hierdie aarde gaan hê nie. En vriende, ek wil jou vandag help dat jy regtig deel sal word van die 2,5%. Miskien is jy dalk net godsdienstig. Miskien is jy dalk net 'n kerklidmaat. 'n pragtige kerklidmaat wat in die kerk groot geword het. U is Sondag daar, u doen u deel by die kerk, u gee u deel, u is lojaal, u is getrou. Dit is pragtig en so mooi, maar vriend, daar is 'n groot verskil van 'n goeie kerklidmaat wees en regtig weergebore wees. Kerklidmaatskap raak nie die saak van sondevergifnis, van 'n hart wat weergebore is en wat verander is nie. Miskien is jy net 'n nominale Christen, 'n naam Christen. U behoort bloot net tot die Christendom. U glo die dinge rondom die Bybel en u glo die dinge wat die kerk glo. Maar u het nog nooit 'n egte ervaring met die lewende God gehad nie. En ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie daar waar jy is, nou in alle erns, besef dat jy die Here Jesus nodig, die een wat gesterf het en met sy bloed vir jou betaal het, terwyl die Gees van God by jou pleit dat jy 'n hart oopmaak oomblik sal hê en 'n hart inlaat oomblik van die Here Jesus sal toelaat in jou lewe. Kom bid dan hierdie gebed in alle opregtheid en gee jou vandag oor aan die Here en sê, Vader, in die hemel wees my genadig. Ek wil nie net 'n nominale Christen wees nie. Ek wil nie net 'n godsdienstige mens wees nie. Ek wil nie net 'n kerklidmaat wees nie. Ek wil nie net deel wees van die groot 100% wat by 'n sensusopname sal sê ek behoort tot die Christendom nie. Maar ek wil U ken deur die wedergeboorte. Ek wil my bekeer. Ek wil met berou my sonde bely en dit laat staan en U toelaat in my lewe. Ek wil U vertrou vir 'n hartsreiniging. Ek wil U vertrou dat U my sonde vergewe. Ek wil U vertrou dat U my wederbaar tot 'n nuwe skepsel wat uit God gebore is. En daarom vra ek, Here, was my met die bloed van Christus Jesus. Reinig my van alles wat tussen my en U staan. O Here, vergewe my sonde. Al was my sonde soos skarlaken, wat dit wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, laat dit word soos wol.
Was my, ontsondig my, reinig my, heilig my, maak my God se kind. Jesus, ek nooi U, kom in my lewe, U is my verlosser, U is my saligmaker. Ek glo dat U op die kruishout vir my gesterf het, vir my sonde, vir my ongeregtighede, en al was dit net ek, dan sou U nog op daardie kruishout vir my gaan sterf het. Laat U bloed nou vergifnis bring, en ek nooi U, Here, kom woon hier in my hartskamers deur die Heilige Gees. Maak dit die plekkie waar U kom woon. Here, as ek hier klaar is, wil ek anders wees, wil ek uit God gebore wees. Ek bepaal my redding op Christus Jesus. Net deur sy bloed alleen ontvang ek redding en verlossing en vergifnis. Dankie, Here, ek glo U nou, ek aanvaar dit met my hele hart. Skryf my naam in die boek van die lewe. Maak my gange vas om U te soek en U te dien. Sit 'n loflied in my mond soos in die van Dawid, en dat ek van hierdie dag af met vreugde die Here sal dien en deel sal wees van die 5 wyse maagde wat elke dag sal uitsien na U koms. Dankie, Here, ek prys U wonderlike name. Gee my krag deur die Heilige Gees om te volhard tot die einde toe. As ek dit bid in die naam van Jesus Christus. Amen. Prys die Here. O, as jy jou hart vir Jesus vandag gegee het, net weer hierdie 5 dinge. Nommer 1, glo nou die Here. Waarom sal jy twyfel? Die Here is 'n waarmaker van sy woord. Jy het op God se terme na hom gekom. Deur geloof aanvaar jy Christus as redder en verlosser. Nommer 2, vertel vir iemand dat jy jou hart vir Jesus gegee het. Maak daardie oproep, gebruik die teks boodskapies, die WhatsApp boodskapie, en sê vir iemand dat dit sal waardeer. Jy het in hierdie oomblik vandag jou hart vir Jesus gegee. Op daardie skerm sal ook 'n telefoonnommertjie wees. Jy kan dit ook met my deel. As jy vra het, kan jy ook dit na my toe stuur. Nommer 3, dis nodig dat jy verhouding bou nou met hierdie Here, en dat jy jou petrol, jou geestelike petrol sal aanvul deur gebed. Praat met die Here, begin jou dag met gebed en eindig jou dag met gebed, en bid soveel as wat jy kan en bly opgekoppel met die Here. Bring 'n ou offertjie as dit nodig is. Iemand het gesê jy bid 2 kere wanneer jy moet bid, wanneer jy so voel en wanneer jy nie so voel nie. Dit wil sê jy bid eintlik maar altyd. En vierdens, jy moet die Bybel vat en die Bybel begin lees en die Bybel begin bestudeer. Onthou, hierdie is God se liefdesbrief aan ons. Hierdie is God se padkaart hemel toe. U kan onmoontlik geestelik groei sonder die Bybel. Vat 'n boek soos Johannes en begin 'n hoofstuk op 'n dag te lees. Vat die boek Handelinge en lees 'n hoofstuk op 'n dag. Maak vir jou tekskaartjies, skryf mooi tekste wat jou aanspreek terwyl jy daar lees. En sit dit in jou sak, in jou sakboekie, en wanneer jy kans kry, lees en bestudeer, memoriseer dit, en laastens is dit nodig dat jy gemeenskap sal hê met die kinders van die Here. 'n Goeie huiskerk is so noodsaaklik, waar jy kan gemeensaamheid hê met ander kinders van die Here, waar hulle jou kan bedien, en jy kan leer om saam te getuig, en jy kan leer om vir ander te bid. Ag, die kinders van die Here is mooi mense. Hulle sal mooi met jou werk. Hulle gaan jou help. Hulle sal jou alles gee wat jy geestelik nodig het. Prys die Here. Ons gaan nou heerlik sing en die naam van die Here groot maak. Ons gaan na die sang gaan ons ook nagmaal gebruik. So indien u nie voorbereid is daarop nie, wil ek jou vra, gaan in hierdie tyd en kry vir jou 'n stukkie brood, vrug van die wynstok as jy daar het, of so naas moontlik, en dan geniet jy ook nagmaal saam met ons aan die einde. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juich, daar waar die dood nie meer sal heers nie, o daar wil ek nie meer sy genade. O wil jy met my saam gaan hemel toe, o wil jy met my saam gaan hemel toe. My reis is na Kanaan, ver oor die Jordaan, wil jy met my saam gaan. My siel verlang so na die hemel, daar waar die engele sing en juich, daar waar die dood nie meer sal heers nie, o daar wil ek nie meer sy genade. O wil jy met my saam gaan hemel toe,
My reis is na Kanaan, ver oor die Jordaan. Wil jy met my saam gaan? O, wil jy met my saam gaan? Nog eenmaal saam. O, wil jy met my saam gaan? Ek wil gereed wees vir die een wat
lees enkele verse saam met Jesaja 53, hierdie gedeeltes is so kosbaar en so mooi, en hierdie profetiese woord oor wat sou kom en hoe dit sou wees wanneer Jesus op die kruishout sou sterf in my en in jou plek. Jesaja 53 vers 4 sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, wat ook beteken ons siekte, die het hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. So die Jode oor Christus Jesus gedink. Vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Vader, ons eer U vanmôre vir U seun Jesus Christus, die groot prys wat betaal is sodat ons van ons sondelas ontslae kan raak, sodat ons genees kan word ook van ons liggaamlike krankhede. En ons bid nou vanmôre, wanneer ons gaan deel hê aan brood, dat die Here dit sal seën en ons sal aanraak, wanneer ons gedenk die liggaam van Christus wat gebreek is. En wanneer ons gaan deel hê aan die vrug van die wynstok, wat typeer die bloed van Jesus, dat dit ons sal aanraak, dat ons opnuut geestelik sal ervaar en sal bedink hoe dat die bloed van Christus ons die eerste keer gewas en gereinig het en voortdurend reinig en ons vandag weer daaraan herinner, word nou verheerlik in ons midde, as ons dit bid, Vader, in die naam van Jesus Christus. Amen. Die brood wat ons breek, is gemeenskap met die liggaam van Christus, wat vir ons gebreek is. Neem vir U 'n stukkie en geniet dit saam, en dink aan Christus Jesus, 'n liggaam wat vir my en vir jou verbrysel is, vergrys is, stikkend geslaan is, katshoue, wat daardie liggaam van Jesus so bebloed gelaat het, dat ons dit nie, geen mens dit kon aanskou het nie. Ek prys U. Dit was vir my gewees, loof ek U, prys ek U, aanbid U. Die vrug van die wynstok spreek van die bloed van Christus Jesus, wat hy gestort het op die kruishout, wat my en jou sonde weg was. Dink aan Christus, dink aan die ware bloed wat gestort is, die pyn wat Christus gesmaak het, sodat ek en jy gered kan word, en ons sondes afgewas kan wees, en ons kan hemel toe gaan, ons kinders van God kan wees, ons soveel voordele kan hê in die koninkryk van God, soos daar die wonderlike teksvers sê in 1 Korintiërs 2 vers 9, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat hy vir ons voorberei het, vir die wat hom lief het. Dit wag vir ons aan die ander kant, deur sy bloed, kom ons gedenk, en ons waardeer, en ons is dankbaar in die Here. Halleluja. Here, ons prys U. Here, ons aanbid U. Ons vereer U heerlike naam. Groot is die Here. Wonderbaar is my koning. My Jesus, dankie, dankie, miljoenmaal dankie, dat U dit vir my gedoen het, dat U, Here, U heerlikheid verlaat het, om my sonde op U te neem, dat U bereid was, dat spykers deur die hande geslaan word, spykers deur die voete, dat U daar voor die oë van mense so gepynig is, en op daardie kruishout gehang het, en gesterf het na die liggaam. Dankie, dankie, Jesus, dankie.
Dankie dat U opgestaan het in die dode. Dankie dat U opgevaar het aan die hemel. Dankie dat U vir ons plek voorberei. Dankie dat U eersdaags gaan kom. En dankie dat ek deel kan wees van die 5 maagde. Dankie dat ek deel kan wees van die 2,5%. En Here, dat ek deel kan wees wanneer U op wolke verskyn en saam weggevoer kan word om vir altyd by U te wees. Dra ons mense, seën ons mense, hou ons mense so, Vader, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen.